Ek wil met u aangaan oor wat ons laasweek gesê het. Kom ons vat net gou vinnig saam. Ons is besig om te praat oor die groot ding waaroor ons praat is oor gees en siel en hoe God ons voorberei. Hy het mense gemaak om sy beeld en gelykenis te dra. Met ander woorde, 'n God wat onsigbaar is, het homself sigbaar gemaak deur mense. Dis die manier hoe hy homself toon, is deur ons. Is dit reg so? God het homself, hy wou homself visible maak deur mense, en daai mense het 'n spesifieke plek en roeping, en dit is wat ons noem seuns van God. En u verstaan dit teen nou al en so aan, maar God wou homself sigbaar maak aan die wêreld. En hy het gesê, laat ons mense maak in ons beeld, en hy het die eerste mens gemaak wat die Bybel noem seun van God. Jy sien hoe die rede is dat die konsep van seun beteken, dis iemand wat die pa se belange dra. Iemand wat die pa se belange bevorder. Iemand wat as ek nou dit weier kan vat, iemand wat die familie naam voordra, wat die familie heritage bevorder, as ek nou 'n Engelse woord kan gebruik. Julle verstaan wat ek bedoel, né? Dis hoekom die konsep van seun. Die konsep van seun is waardeur God werk. Hy's 'n vader, hy's 'n goeie vader. En hy het op die aarde 'n seun gemaak om hom te verteenwoordig. Dit sal altyd die konsep van seun wees. Jy kan nie 'n huurling vra om jou te verteenwoordig nie. Hy sal wegloop met wat jy hom gee, so gou hy 'n kans kry. Ek weet nie wie van u het al sulke ervarings gehad nie. Dat jy iemand toevertrou met goed, en die oomblik wat hy die kans kry, dan vat hy dit vir homself en hy's weg. Jy gooi nie parels voor varke nie. Jy verstaan wat ek bedoel. En dis nie te sê mense is varke nie. Dis net 'n wyse van spraak. Jy gooi nie kosbare goed voor ouens wat nie dit kan hanteer nie. En sons can handle the estate of the father. So ek dit in Engels so kan noem. Dit is hoekom God seuns voorberei. Seuns voorberei, en dis wat ons bou. Nou goed, ek het laasweek met u begin praat oor dat in die bouwerk, in die vorming van wat God ons wil hê, het God sekere planne, konsepte, goed wat hy aan mense toevertrou, die bouplanne. Ek en jy moet gebou word om 'n seun te wees. Ons moet gebou word na die beeld van die seun van God. Dink nou maar net byvoorbeeld daai kindertjies wat nou daar bo is. Soos wat jy hulle in die huis bou en hulle leer en hulle in die kerk geleer moet word, né? So moet elkeen van ons die beginsels en die hart van die Vader in ons ingebou word. Ons moet gebou word om te kom tot by die beeld van die gelykenis van die seun van God, Romeine 8. Dis waarvoor ons bestem is. Dis waarvoor ons voorbeskik is, soos die woord sê. Predestined, né? Dis waarvoor ons gemaak is. Maar dit gaan nie outomaties gebeur nie. Nou, ongelukkig nie, maar ek en jy is nie net gees nie, ons het 'n siel ook. En dis baie keer die verhinderende faktor, en dis hoekom hy vernuwe moet word in ons gedagtes en so. Maar die bou, die verandering, die voorbereiding tot by die beeld van die seun van God gaan nie outomaties gebeur nie. Dit gaan nie gebeur omdat jy kerk toe kom nie. Dit gaan nie gebeur omdat jy 'n lidmaat of wat jy ook al dit wil noem van 'n kerk is nie. Dit gaan gebeur as jy die woord vat, die ingeplante woord. Want die ingeplante woord is in staat om jou siel te verander. Dis wat die woord red beteken. En jou mind en jou te vorm na die beeld en die gelykenis van die seun van God. So, ons is nou eintlik besig om mense te vorm om te wees wat God hulle bestem het om te wees. Nou as jy die konsep van die Bybel verstaan, dan gebruik hy hierdie tipe taal. Hy sal sê, julle is dit.
maar nogtans moet julle die proses deurgaan om dit te word. Julle hoor wat ek wil sê. Paulus, wat noem hy die Korintiërs? Hy noem hulle geheiligdes. Jy sien, want God spreek van die einde af. God is die begin en die einde, en God speaks the beginning from the end, en andersom. So Paulus noem hulle nie skarminkels nie, alhoewel hulle baie keer dit was. Skarminkels op pad na geheiligdes, maar hy noem hulle geheiligdes. So ons is besig om te vorm, te word wat ons eintlik is. Nou wil ek hê jy moet die geestelike prentjie sien. Vir daai proses om te gebeur. Kom iemand soos Paulus en hy sê, deur hierdie grace, hierdie geestelike vermoë wat ek ontvang het. En ek sê baie keer vir u dat genade is nie net reddende genade nie, dis net die beginpunt. Om in die koninkryk en in die familie van God in te kom. Daai het ons genade nodig om gered te word, maar daar's soveel meer as dit. Dit is reddende genade, salvation. Dis die gawe van God. Geen mens kan dit vir jou gee of weerhou nie. Dis 'n vrye gawe van God. Maar daarna het ek en jy genade nodig om bestuur te word, om gebring te word tot by die punt van gelijkvormigheid aan die beeld van die Seun van God. En nou sê Paulus, hy sê deur hierdie genade, daarom is genade is 'n spektrum van reddende genade tot by God-given ability, divine ability, goddelike vermoë is ook genade. Is die verdere punt van genade. Nou sê Paulus, hy sê God het my 'n sekere roeping gegee. En wat is die roeping wat hy het? God het hom 'n apostel gemaak. Is dit reg so? Want Efesiërs 4 sê God het hy het gawes gegee, as ek dit nou so kan noem. En daai gawes het 'n spesifieke betekenis. Ek wil dit sit soos die Engelse Bybel dit sê, Christ gave of himself to the church. Jy sien, daar's gawes van die Gees wat die Gees gegee het. Dit is charismata, geestelike gawes wat ons ken, né? Dan is daar wat is die woord? Ek gaan nou nie die Grieks gebruik nie, maar daar's 'n ander naam, offices. Daar's 'n ander vorm van gawes wat die ek het nou woorde ontgaan my nou. Kom ons sê nou maar wat die besturende gawes van die kerk is. Julle hoor wat ek wil sê. Dis nie spreek in tale, profesie, hierdie tipe goed nie. Dit is gawes wat gegee is wat die kerk lei. Wat die kerk lei na waar hulle moet wees, wat die kerk bestuur, as ek dit so kan noem. Kerk is nou nie 'n besigheid nie, maar julle hoor wat ek wil sê. Daai gawes sê die Bybel, Christ gave of himself. Dis nie deur die Heilige Gees, gawes deur die Heilige Gees gegee nie. Dit is Christus homself, wat homself aan die kerk in 5, kom ons sê nou maar gawes gegee het, offices, gegee het, om die kerk te bring tot by die punt van gelykvormigheid aan die beeld van die Seun van God, tot by die punt van, wat is hy woord wat ons laasweek gebruik het, teleos, né? Julle onthou die woord, die volheid, die volmaking, die voleindiging, en so aan. En dit is, Christus en ons noem dit die vyfvoudige bediening, dis maar die naam wat dit gekry het. Christus het 5, as ek nou kan sê, gawes van homself gegee, om die kerk te bestuur. En hy noem, en dis nou wat ek nou vir u wil sê, God het spesifiek, het hy orde, hy het volgorde, hy het planne, julle hoor wat ek wil sê, die Here is nie deur mekaar nie. En God het 'n orde vir sy kerk. En nou sê hy ook, hierdie gawes het hy in 'n orde gegee. 1 Korintiërs 12:28, he set in the church first. Daar's 'n baie sterk ding aan first. First beteken first in rank, place, time ensovoorts. Dis 'n hy gebruik spesifiek daai woord met 'n spesifieke doel en hy het eerste in die kerk gesit apostels. Ten tweede profete
en dan die ander. Hy het 'n spesifieke volgorde omdat hy dit te doen met die manier. Die een is nie bo die ander en meer verhewe nie, maar dit het te doen met funksie. Dit het te doen met funksie. En Paulus sê nou, hy sê God het my as 'n apostel geroep and he gave me of he made me a wise master builder. Deur die gawe wat ek het, deur die roeping wat ek het, deur die genade, dis die woord wat hy gebruik 1 Korintiërs 10. Deur die genade wat hy my gegee het, I am a wise master builder. Met ander woorde, die Griekse woord wat ek al vir julle gesê, 2 woorde, sophos architecton. Sophos beteken wise, en architecton was iemand in daai dae, nie net soos ons 'n argitek vandag ken nie, dit was iemand wat die planne en die hele bouproses hanteer het, wat oorsig daaroor gehad het en wat geweet het hoe dit moet lyk. So God het gekom en Jesus het van homself gegee en gesê ek sal 5 in volgorde sit en ek sal aan hulle gee en veral aan die apostels sal ek die vermoë, die grace gee om die kerk te kan bou. En nou sê Paulus, hy sê ek kan dit nie alleen doen nie, ek het die profeet ook nodig. Né? Gebou op die fondament van die apostel en profeet, alhoewel die fondament nie die apostel en profeet is, die Christus is die fondament. Sê gou amen. Ja, verseker, hy sê niemand kan 'n ander fondament bou as wat reeds gelê is nie. Die fondasie kan nie iets of iemand anders as Christus. So, wat jy gaan kry in 'n apostolic seisoen is jy gaan kry dat Christus gebou word in elke mens. Dis ons doel, dis ons roeping, dis ons begeerte. Dis waarvoor ons werk. Dis hoe ons kom tot by die beeld van die seun van God. Gelykenis van die seun van God is dat Christus, Christ be formed in us. Sê gou haleluja. Dis die woorde wat die skrif gebruik. Until Christ. Paulus sê vir die Filippense, dink ek, hy sê ek is weer in barensnood. Until Christ be formed in you. Hy sê vir die Galasiërs, hy sê vir hierdie ding, Christ in us, the hope of glory. Hy sê daarom wil ek elke mens volmaak in Christus Jesus voorstel. Wat beteken dit? Volgroeid, mature, teleios. Hy sê en vir hierdie ding werk ek en ek swoeg en ek arbei en ek sloof myself af volgens die krag of saam met die krag wat in my werk. So ek het 'n krag gekry om hierdie ding te doen. Daai krag is die grace van God se roeping. Dis hoekom jy vandag in 'n apostolic kerk sit. Dis hierdie seisoen wat die Here ernstig raak om sy kerk by die eindproduk te kry. Ons is nie meer besig met programme nie, ons stel nie belang in entertainment nie. We want to build Christ. Okay? We want to build Christ. En hoe build jy Christ? Jy bou Christus met sy woord. Luister mooi, toe God die eerste kerk begin het, in Handelinge, as ek nou maar sê die kerk na sy dood en opstanding en goed. Toe hy die eerste kerk begin het, in watter grace het hy hom begin? In die grace van die apostolic. Is dit reg? En nou kom hulle en hulle sê, Handelinge 4:42, hulle sê, die kerk het gebly, wat is die woord, in the apostles doctrine, né? Fellowship, breaking of bread, prayers, ensovoorts. Julle kan daar gaan lees, Handelinge 2:42. Met ander woorde, die belangrikste wat die kerk moet rig, is apostolic doctrine. Apostolic doctrine. Nou, doctrine is nie noodwendig, jy weet, doop jy nou 1 keer of doop jy 3 keer of doop of wat, die goed soos ons se doctrine maak nie. Né? Doctrine beteken die inspraak van die apostolic in die kerk van Jesus Christus. Die inspraak van die apostolic en verder daarby sal ons later kom, die inspraak van 'n vader in seun se lewens. Is dit reg so? Dis hoe jy gevorm word, dis hoe jy in jou huis gevorm was. OK, en dit is daarom, hoekom dit so nodig is. Nou wat ek by wil kom is, die Here het vir al hierdie goed, het hy 'n spesifieke plan. En nou sê die Bybel, dat die Ou Testament is 'n heenwyser na Christus. Né?
Hy sê heenwyser na Christus. Met ander woorde, jy kan die patrone kan jy gaan haal in die oue. Julle hoor wat ek wil sê. Jy kan daar's sekere goed in die Ou Testament en jy verstaan nou wat ek bedoel, wat vervang is in Christus, vervul is in Christus. Maar die patrone bly nog steeds daar. En dis die goed wat my so fascineer. Ek het hierdie week ek wil nou sê my mond het oopgehang, maar dis nou as ek die geestelike ervaring wat ek gehad het so kan beskryf. Ek het net ons het nie hierdie week sprekers gehad, verskillende sprekers nie. Tamo het die hele week gedoen en ons het so 'n paar paneel besprekings gehad oor sekere goed en so. Maar verder het hy die hele skool gedoen en in my mond het later oopgehang toe ek sien die spesifiekheid van God in sy woord en in sy voorneme. Dan kan ek, jy weet, jy kan nie anders nie. Jy kan nie anders as om te dink, Here, maar u kerk moet 'n grand plek wees. As ons so 'n God het, so 'n God wat hierdie goed so fyn in sy hart dra. En ek gaan 'n bietjie vir u van hierdie goed wys. En ons het laasweek gekyk na Eksodus 25, as jy gou slide 3. As jy in jou eie Bybel wil blaai, sal dit help. Sal jy 'n bietjie meer vertroud maak met jou eie Bybel. Vat gou jou Bybel en sê, hallo Bybel, is jy my Bybel? Ok, Eksodus 25. Vers 1, toe het die Here met Moses gespreek en gesê, jy weet, vir baie ouens is die Bybel daai vreemdeling wat langs hulle bed lê. Ja, ok. Sê aan die kinders van Israel, dat hulle aan my offergawe moet bring. Ek gaan nou net vinnig, want ons het dit laasweek gedoen. Ja, dan sê hy vir hom, julle moet vir my 'n heiligdom maak, en kyk dat jy dit maak, vers 40, volgens die voorbeeld wat ek jou op die berg gewys het. Nou kom ons gaan gou na Hebreërs 8 toe. Want as hy op aarde was, sou hy selfs geen priester wees nie, omdat daar priesters wat volgens die wet die gawes offer, hulle wat 'n afbeeldsel en skaduwee van die hemelse dinge bedien, soos Moses 'n goddelike bevel ontvang het toe hy die tabernakel sou voltooi. Want hy het gesê, kyk dat jy alles maak volgens die voorbeeld wat jou op die berg getoon is. Nou ek wil net gou vinnig weer julle verfris. Daar's twee woorde hierso, voltooi en maak, né? Soos Moses 'n goddelike bevel ontvang het toe hy die tabernakel sou voltooi. Want hy het gesê, kyk dat jy alles maak. Die voltooi is God se einddoel, né? Ek wil die tabernakel voltooi hê. Moses, ek wil die tabernakel voltooi hê. Ek wil nie 'n halwe werk hê nie. Ek wil nie dit en dat, jy weet, hulle praat ons vandag in Mosselbaai van hoe baie ouens begin 'n ding en dan maak hulle hom nie klaar nie. Julle verstaan wat ek bedoel. Frans sal nou weet, want hy's in hierdie game. En hulle moet baie goed gaan regmaak van ouens wat beloftes gemaak het, 'n geld gevat het, 'n goed, dan is hulle net weg. Jy kry dit baie, ons hoor dit baie. Nou sê die Here vir Moses, ek wil hê jy moet voltooi. Jy moet 'n ding klaar maak, maar jy moet hierdie ding maak. Nou eintlik is die omruil, die twee woorde daar omgeruil, want die betekenis is dit, en in die Engels is al twee woorde make. In die Grieks is dit verskillende woorde. Wat 'n wonderlike en ryk taal Grieks is, nou, dis twee verskillende woorde, en hier is die betekenis. Hy sê vir Moses, hy sê, luister, jy moet 'n tabernakel maak, en dit het die betekenis van, jy moet hom begin en jy moet die proses, dit gaan oor die proses, die begin en die proses. Jy moet hom maak en jy moet hom voltooi, dit gaan oor die eindproduk. Ek wil hê, jy moet hom begin, jy moet hom maak, jy moet hom doen. Hier's alles, ek kry vir jou, daar's die ouens goed wat die ouens gebring het, en ek sal vir jou instruksies gee, maar jy moet hierdie ding voltooi volgens die instruksies. Jy moet hom voltooi laat hy lyk soos die plan wat ek jou op die berg gewys het. Ok, dis nie net van klaarmaak nie, ek wil spesifiek hê, hierdie ding moet lyk soos wat ek jou gewys het. Nou kan jy dink, God laat maak 'n ding met tentdoeke en alles waarin 'n ark is en so aan. Maar hy het hierdie
hy trek iemand in sy heiligdom in, om hom hierdie ding te wys. Hoeveel ernstiger is hy nie met my en jou lewe nie? Want hy het 'n plan hoe ek en jy moet lyk. Hy het 'n plan hoe ek en jy moet lyk. Hoeveel ernstiger is hy nie? As hy, maar dis nou, luister nou mooi, hy gebruik, ek het nou vir u gesê, die oue is 'n heenwysing, né? Nou bou hy hierdie ding, om vir die mense te wys, hoe gaan ons eendag lyk? Is dit nie great nie? Is God nie crazy nie? Ekskuus my woord, ek het nie 'n ander woord. Of ek is crazy oor hom. Want hy is so fenomenaal. Hy is so fenomenaal, daar's goed wat in sy hart lewe, en hy trek iemand in sy heiligdom in, en hy wys hom 'n plan, en hy sê, bou dit, want dit is hoe julle gaan lyk. En later dan kom hy en hy sê vir Paulus, kom ek gee jou die grace om die ding te bou. En Paulus, as jy gaan lees wat die eerste kerk gedoen in die apostels, hulle het alles wat hulle ervaar het Christus sê. Paulus praat ons van my evangelie en so aan. Alles wat hulle ervaar Christus sê, het hulle in die Ou Testament gaan soek om dit te kan verklaar. Kyk maar wat sê hy. Kyk maar, lees mooi. Selfs Stefanus, net voor hy gestenig is, en hy gee daai fenominale getuienis, Handelinge 6, toe verwys hy telkens terug, en hy haal dele aan uit die oue uit. The old is contained in the new. Julle hoor wat ek wil sê, né? So God het planne van hoe dinge moet lyk, en hy het vir Moses, hy vat hom op die berg op, hy wys hom in sy heiligdom, wys hy Moses, jy moet hierdie ding maak, en jy moet hom voltooi. Ek wil hom 'n perfect job hê, ek wil hom teleios hê. Dis die Griekse woord daarvoor, en dan kom hy later, en hy gee dit weer. Nou goed, dit is van die tabernakel. Nou ek wil gou vir u 'n bietjie van die woorde wys hierso. As jy nou na die kommentaar en goed gaan kyk van hierdie woord teleios, voltooi ensovoorts. Dis die konsep van klaarmaak, fulfillment, end goal. Is iets spesifiek wat ek soek. En dit kom van woorde af soos to set out for a definite point or goal. A definite point or goal. En ons definite point or goal is die beeld van die Seun van God. Dis al wat ons het om te doen. Dis ons taak, dis ons lewenstaak in die kerk van Jesus. Is om Christus te bou totdat hulle by daai beeld kom. Nou kyk gou, geef my slide 21 asseblief. Een van hierdie woorde wat teleios se familie is die woord teleio. Okay, ek wil nou nie in daai goed ingaan nie, maar to carry out of complete. Nou kom ons lees gou wat die kommentaar gee, die verduidelikings. To carry out instructions, to finish, to fulfill, to accomplish, to perform, to execute, to complete. Kyk hierso, so that the thing done corresponds to what has been said, of to the order, of to the command, to carry out the contents of a command, the contents of a command. Met ander woorde, voltooi beteken to have a representation of the command. Die command is begin in Genesis 1 vers 26. Laat ons mense maak na ons beeld, né? Dit was die begin van die command. Nou moet gebou word, laat dit ooreenstem met die command. Daar's 'n plan waar volgens gebou moet word, daar's 'n command. To bring to an end, to a close, to finish, to end. To do just as commanded. To perform the last act which completes a process, and so on. To carry through, to actualize, and so on. Nou in hierdie selfe woord en opdrag, sê die Here vir hom, jy moet die ding begin, en jy moet hom voltooi, want ek is die begin en die einde. Jy sien hoe kom die patroon, God is besig om ons te bou, om soos hy te wees. Ons sal gelykvormig wees aan die beeld van die Seun van God. 1 Johannes 3 vers 1 sê, wanneer ons hom sal sien soos hy is, sal ons aan hom gelyk wees.
Nou sê God vir Moses, hy sê bou hierdie ding en daar's 2 dinge in die proses, daar's begin en daar's voltooiing, want ek is die begin en die einde en julle sal soos ek lyk. Jy sien, nou baie ouens gee moed op halfpad in die bouproses. En dan draai hulle kry seer of hulle iets gebeur en hulle waai en hulle abort dit en dit kom nie tot vervulling nie en so kan God se doel in hulle nie bereik word nie. God is verskriklik geweldig spesifiek. Ek wil nou net hier van die goed soek wat ek wil klem op lê. Okay, nou Dawid, kom ons kyk gou alright. Ons gaan van die af aan. Nou kom ons by tweede plek, Numeri 2. Numeri 2 is die tweede en ek het hom ongelukkig nie hier in nie. Maar ek was so gebless geweest toe daar hierdie week daaroor gepraat is. Nou ons praat nou van die planne van God, né? Nou in Numeri 2 het die ouens nou gekom uit Egipte uit en al die goed. Hulle kom uit slawerny uit die volk van Israel. Luister mooi. Hulle het geen identiteit nie. Hulle verhoudinge en hulle verbintenisse binne die volk is daarmee heen. Niemand weet wie sy pa nie. En so aan. En hulle is nou hier in die woestyn of hulle is nou hier waar hulle nou moet regmaak vir die beloofde land of wat ook al op hierdie tog. En nou sê die Here, vir die eerste keer gebruik die Here die woord first. Die woord eerste. Onthou nou, Moses en Josua, ek dink hulle was toe nou al gone gewees. In elk geval, maar nou sê die Here, hy sê, nou wil ek hê, ek wil julle nou identiteit gee. Luister mooi, ek wil julle identiteit gee. Slawerny het hulle identiteit gesteel. Okay, maar God sê, dis nie hoe ek werk nie. Ek wil julle identiteit herstel. Ek wil, elke ou moet weet waar hy inpas. Okay? En die Here sê, toe hulle nou vir battle voorberei, toe sê hy, send Judah first. Daar's nie nou meer Moses nie, en Moses het 'n stam verteenwoordig, né? Levi. So Moses, daar was 'n sekere grace om die volk te lei deur die woestyntydperk. Julle het al seker van die goed gehoor wat Tamo gepreek het. En dan was daar Josua wat hy gesê het, vat Josua in jou tent en so aan en toe hulle nou in die beloofde land moes ingaan, toe moes Josua dit lei. Josua het ook 'n stam verteenwoordig en 'n sekere grace. Maar nou kom die Here en hy noem nie 'n man nie, maar hy noem 'n tribe, 'n stam. Met ander woorde, net deur dit al klaar, sê God, ek gaan dis vir my hele kerk, né? Daar's nie, en God breek af die goed wat ons baie keer bou, tussen, ken julle die woorde klei teen clergy, lei teen clergy, dis jy weet, daar's die manne van God, of die wat vir God werk, en dan sal die gewone mense, die lidmate, en so aan, en dis onskriftuurlike goed daai. Dit bring division en dit maak sekere ouens heilig en dit bring sekere ouens. Ons moet daai goed afbreek. Ons is almal saam. Daar's net rank ten opsigte van funksie. Is dit reg so? Ten opsigte van funksie. In elk geval, en toe sê die Here, maar vir leierskap in hierdie tribe, ek het die land beloof aan Caleb uit die stam van Juda. En so aan. Dis 'n lang storie, julle kan dit self gaan lees. Maar toe hulle nou uit slawerny uitkom en God wil sy identiteit herstel. Toe sê hy vir Moses, hy sê, doen dit. Ek wil hê jy moet die volk vir my opstel. En God gee hulle 'n spesifieke patroon, né? Juda sal hier wees, daar's 3 aan die ooste kant, 3 aan die weskant. Julle onthou die storie, né? 3-3. So God bou 'n four square city, né? Vierkantige stad.
So met ander woorde, luister mooi, wat herstel die Here? Dink net bietjie mooi. Die Here sê vir hulle, ek gaan julle nie laat bly soos julle wil nie. Ek wil julle hê in julle families en in julle stamme en goed. Dink net mooi. So dadelik bring God identiteit terug. En jy moes gaan uitvind wie's jou pa. En jou blyplek was bepaal nie waar jy wil bly nie, of jy 'n huis by die see wil koop of 'n huis in Gauteng nie. Jou blyplek was bepaal deur wie's jou pa. Ag sê gou amen. Kan jy sien die beplanning wat die Here het vir sy family? Wat sê hy vandag vir ons in hierdie uur as gevolg van dit? Hy sê, gaan kry jou pa. Gaan vind uit waar lê jou identiteit. Want baie kinders van die Here loop soos 'n verlore seun rond en hy maak net soos hy wil, hy kom en hy gaan soos hy wil. Hy het geen inspraak in sy lewe nie, hy het geen rigting nie en hy sal maar seker so hemel toe gaan. Produksieloos. Julle hoor wat ek wil sê. Maar die Here sê, ek wil jou bring by die beeld van my seun, maar ek het vir jou 'n grace in jou lewe gegee, wat die genade het om jou daar te bring, so jy moet gaan kyk, waar hoort jy? Jy sien, as ons die goed doen, sal ons kerk anders bou. Kerk het 'n ander vorm van bou as om net, ek like daai kerk want daar's 'n vibe. Eers ek like daai ouens want hulle het 'n fenominale kinderbediening. Ek like daai ouens want hulle het 'n speelpark langs die kerk met springkastele. Jy weet, ek soek hierdie ouens want hulle het music. Jy hoor wat ek wil sê, dis hoe ons kerk bou. En dit gee jou die reg om daar te kom en te geniet wat jy wil, maar jy kan enige tyd waai. Of jy soos 'n nommer, niemand worry oor jou nie, daar's geen inspraak in jou lewe, daar's geen niks nie, jy kom en gaan soos jy wil, en ek het al gehoor ouens sê, weet jy, ek is so vry, ek kom en gaan net soos ek wil. My pastoor worry nie oor my nie, ek is daar as ek is nie daar as ek nie daar is nie, ek kom en gaan soos ek wil. Hoe gaan jy ooit by die beeld van die seun van God uitkom? Jy gaan nie. So die Here sê, every man must find his father. Kan julle onthou in die dae van toe Jesus gebore sou word? Wat het gebeur? Die koning Herodes vaardige edik uit en hy sê, daar gaan 'n sensus wees. En weet jy wat maak dit? En ek glo dit was God gedrewe dit. God gegee. Dit maak dat elke ou moes teruggaan na sy pa se huis toe. Josef bly in Nasaret. En Josef sê, nee, wag, nou moet ek, Josef was uit die stam van Juda. Hy sê, nou moet ek my plek kry waar ek hoort. Ne? En hy moes teruggaan en sy vrou saam met hom, sy was van stam van Levi, né? Maria en Elisabeth was bloedverwante. Maar hy moes teruggaan na waar hy hoort, na waar sy pa was, as ek nou so kan stel. En toe hy daar kom, toe is die Christus daar gebore. Sometimes Christ will never be born in you if you're not at your father's place. Luister maar na daai een, dink daaroor. Die Christus wat in jou gevorm moet word, sal nooit gevorm word as jy nie akkuraat is nie. Dis hoekom die Here wil hê ons moet akkuraat bou. Ouens, God het 'n plan. God is nie, maak soos jy wil, kom soos jy wil, gaan soos jy wil nie. Dis een ding van hierdie season en hierdie woord wat my die meeste gegryp het, is daar's orde in die huis van die Here. Yes, ek het dit gelike. Ek het gesien hoe kom mense se lewens in orde. Die Bybel praat van goed soos widows houses en hy het so baie van hierdie woorde. Daar's so baie in die profetiese tyd, die profetiese charismatiese era en so aan toe mense so weggehol het met hierdie goed en hulle vlees het weggehol met dit. En ouens het hierdie, jy weet hulle het hierdie ouens gehad wat duiwels agter elke gordyn soek en dit al hierdie goed gedoen. En baie van daai mense se huwelike is verwoes. Is dit waar? Maar as jy terugkom onder die grace van 'n pa, dan word jy weer gebou na wat jy moet wees. God wil orde in sy huis en sy familie bring. God het 'n plan hoe hy bou. Jy kan nie maak soos jy wil nie.
Jy kan nie kom en gaan soos jy wil nie. Daar's 'n plek en 'n grace vir jou en God het dit duidelik gedemonstreer. Hy sê vir Moses, hy sê kry die ouens volgens hulle stamme. Onthou nou hulle kom uit slawerny uit. Hy weet nie wie hy is nie. Hy weet nie of hy Arthur of Martha is nie. En die Here sê kom ons bring orde. Ek wil orde hê. Ek wil hê mense moet weet waar hulle hoort. En weet jy wat? Dit was in Numeri 2 en 'n klomp hoofstukke later kom Biliam. Julle kan onthou en koning Balak kry om te kom profeteer teen Israel en hy kom op 'n plek en hy sê die gees van die Here na al sy profeseë nou ek weet nou nie wat hy die perd gedoen nie en of hy nou genuine was of nie en of hy tee gekook het en te profeteer nie. Maar in elk geval die Bybel is nie so duidelik daaroor nie, maar die laaste keer toe sê hy die man met geopende oog sien. En die gees van die Here kom oor hom en toe hy Israel sien in sy orde waar hy opgeslaan is. Gaan lees dit maar Numeri 22, 23, 24 daarom. Toe sê hy, hoe lieflik is jou tente, o Israel. Gaan lees daai profesie, gaan studie hom bietjie, gaan ontleed hom 'n bietjie. Hoe lieflik is jou tente, o Israel. Wat was mooi? Wat was mooi in 'n woestyntent daai tyd? Niks. Maar dit was die orde wat hy in die gees gesien het. Hier is 'n God wat 'n God is van orde. En sy kerk sal mooi wees as die orde van die Here terugkom. As mense op hulle plek is connected en so aan en daar's nog baie om daaroor te sê. En toe kom Dawid. Okay, nou Dawid gaan dit nie maak nie, die horlosie is teen hom. Maar ek kan volgende week daarby aangaan. Dawid kom en wag, ek lees net gou hierdie een vers. Die net een skrifgie wat ons lank kan lees. 1 Kronieke 29, dis slide slide 92 asseblief Barries. Ons kan nie meer klaarmaak gou. Kyk nou wat sê Dawid, Salomo moet die tempel bou. Né? As julle hierdie week gaan lees bietjie Jesegiel 40, 41, 42, 43 daai dele, dan kyk julle ook na God se voorneme met die tempel. Maar hier kom Dawid en hy bid in 1 Kronieke 29, Here God van Abraham, Isak en Israel, ons vaders, bewaar dit vir ewig, so 'n gesindheid in die gedagtes van die hart van die volk, rig hulle hart tot U. Nou, hy praat van hoe Israel, hoe hulle bygedra het vir die bou van die tempel ensovoorts. Dan sê hy, bewaar hierdie gesindheid in hulle hart, bless hulle vir dit ensovoorts. En gee aan my seun Salomo 'n volkome hart om U gebooie, U getuienisse en die insettinge te hou. Kyk net al daai goed. En om alles te doen en om die paleis te bou. Wat 'n paleis? Ek hoor nie. Wat ek voorberei het. So Salomo, die seun, kan nie sy eie plek bou nie. Hy bou volgens wat sy pa Dawid vir hom voorberei het. Wil iemand nie net sê halleluja nie? Wow man, dis mos kerk man. Solomon couldn't even add a room. Vir almal wat add a rooms koop deesdae vir hulle tente. Hy kon nie eens add a room nie. Hy kon nie eens sy eie kamer bygee, al was hy die slimste man op aarde. Hy moes soos Moses spesifiek gebou het, volgens die plan wat vir hom gegee is. Hy sê op 'n ander plek, Dawid van die vertaling, hy sê, for the house, the temple, die Engelse daarna, Barries, vers 19, is net na daai skrif. Slide 95, dink ek. Daar sê, kyk gou daar, to build a temple for which I have made provision, of for which I have made these preparations. Made these preparations. So Dawid sê, laat my seun, bless my seun Salomo,
Ek het al die voorbereidings vir hom gedoen. Al wat hy moet doen is om dit te bou. Al wat hy moet doen is om dit te bou. God works through a Father and a Son. Is dit reg so? So, dit wat hy gegee is, sal hy bou. Dawid het dit prepare, Dawid het dit provide, Dawid het al die goed gedoen. Nou, ek gaan volgende week vir u dit wys. Hy sê, ek het dit gedoen. Dawid sê, ek het dit gedoen volgens die, hy sê het op 'n manier, hy sê iets soos dit, hy sê volgens die hand van die Here wat op my gees was. Met ander woorde, indirek sê Dawid dit, hy sê, ek het gebou die plan wat die Here my gegee het, gewys het, net soos met Moses. Ek het volgens wat in my gees was, het ek voorberei vir Salomo. Ek het al die dinge provide, ek het dit reg gekry alles, maar ek het dit nie gedoen uit my eie denke nie. God het my gewys, want God weet hoe sy tempel moet lyk. En hy gaan nie, ek en jy gaan nie 'n aandeel hê in die design van die tempel nie. Al wat ons moet doen is om dit te bou. Amen. God weet wat hy wil hê. Hy het planne vir my en jou. Hy sê dit baie duidelik deur Jeremia. Hy het planne vir ons lewe. Hy het ons design, die grand design, die blueprints, het God klaar gedoen. En God gee dit vir ouens om in ons lewe te bou. Kom ons staan. Ek wil vanmôre, weet jy wat? As jy kyk na die konsep van genade. Nou, en jy gaan teologies ontleed jy dit nou. Genade is, ek wil nou Tamus se woorde gebruik wat hy altyd sê, it's the substance that God is made of. Né? As jy God werklik sou ontleed, hy sê altyd onder 'n mikroskoop, maar as jy, ek is nou maar net verwysingstaal, dan sal jy in God grace vind, genade. En nou praat die Bybel van baie grace, daar's selfs een plek wat hy praat van all grace. All grace, daar's saving grace, daar's grace upon grace, daar's toenemende grace, daar's soveel soorte grace wat hy noem. Maar een plek praat hy self van ons, maar in elk geval, dit wat ons wil hê, is ons soek die genade van God in ons lewens. Jy verstaan, ne? Ons soek die guns van God, al hierdie dinge wat saam met dit kom, soek ons van God af. Ons het dit in ons lewe nodig om te doen wat God wil hê ons moet doen. Maar om dit te kry in jou lewe, moet jy, you have to be correctly aligned. En daar's skrif op skrif, daar's al hierdie voorbeelde, en ek sal met die volgende week verder gaan, al hierdie planne, al hierdie plekke waar God gewys het, luister, ek het 'n sekere orde. Die orde is, kry jou pa se huis. Amen. Kry jou pa se huis, be correctly aligned, dan sal hierdie ding in jou lewe na vore kom. Ek wil vanmôre vir julle vra, wie wil julle self commit? En ek commit myself opnuut en sê, Here, ek het my huis gevind. Ek het ook 'n geestelike pad, werk vir ons almal. En ek het die plek gekry waar ek moet wees. Bou my, vorm my, om te wees wat God wil hê ek moet wees. Bou u gees, u gelykenis, u beeld en gelykenis in my, dat ek u daar buite korrek kan verteenwoordig. Wie wil vanmôre sê, Here, ek wil toetree tot dit. Ek wil hê u moet my bou, u moet my vorm. Ek is nie net hier vir kerk nie. Ek wil nie net 'n lidmaat wees nie. Ek is hier om gevorm te word. Ek is hier om te kom tot by die seun, beeld van die seun van God. Ek is verordeneer tot dit. Ek wil dit 'n werklikheid in my lewe hê. Sal jy hande saam met my opsteek? Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons staan vanmôre voor U. En ons bely en erken, daar's baie kere wat ons maar ons eie pad geloop het. En ons eie ding gedoen het. En gedink het ons kan dit self doen. En ons wil vanmôre sê, Here, ons bring onsself onder die hand van God in. Want ons soek die grace wat na ons lewe toe moet kom, die genade, die goddelike vermoë om gebou te word na dit wat ons moet wees.
in die naam van Jesus, vra ons dit vanmôre, en ons commit en ons kom bring onsself en ons sê, hier is ons, Here, bou u beeld en gelykenis in ons, in die naam van Jesus. En Here, ons weet, dit kom deur korrekte koneksies. Ons wil vanmôre ons koneksies, as God ons hier geplaas het, wil ons dit verstewig, wil ons dit vasmaak in die naam van Jesus. En ons dank U daarvoor, Here, dat U in hierdie plek iets sal bou, wat U almag en die pragt en die praal sal verteenwoordig. In Jesus naam, en ons dank U daarvoor. Amen.